Goeiemôre. Ek hoop en ek vertrou dit gaan met jou goed. Nou ek wonder of jy al 'n fout gemaak het. Nou as jy mens is, dan het jy verseker al 'n fout gemaak. Kom ek vat dit so een treetjie terug. Miskien het jy regtig probeer om op die beste manier wat jy kan iets te doen. Tjoe, en toe sit dit 'n flop. Of jy het probeer om iets reg te doen en om dit mooi te doen met mooi gedagtes en sjoe. En dan werk dit nie uit soos wat jy wil hê nie. Of jy moes 'n toespraak lewer en die woorde wou net nie kom nie, of jy moes iets voorlees of ja. Jy het dalk geleer vir 'n eksamen en toe jy die eksamen skryf, toe kom alles nie reg nie. Of jy het iemand volgens jou dalk teleurgestel en jy voel dalk vanmôre so 'n bietjie moedeloos. Weet jy wat? Ons leef in 'n wêreld waar baie mense baie keer voel dat ons altyd moet sterk wees, altyd moet reg wees en nooit eers een fout mag maak nie. Baie keer plaas ons soveel druk op onsself en selfs op ander mense. Ons mag nie foute maak nie. Ons mag nie struikel nie. Ons mag nie val nie. En weet jy wat? Vanmôre het ek gekom met 'n eenvoudige boodskap. Ek en jy is net mens. Ons is nie perfek nie. Ons raak moeg. Ons kan ook verkeerd doen, ons kan ook struikel, ons kan ook geestelik baie keer nie op die standaard wees waar ons moet wees nie. En emosioneel kan ons op baie keer swak wees. Die woord van God steek dit ook nie weg nie. Die Bybel is vol mense wat vir God bitter lief was, wat foute gemaak het. Ek lees van mense wat hulle hier meer verloor het en mense wat moed verloor het en mense wat weggevlug het toe God 'n opdrag gegee het en mense wat Jesus verloon het en Jesus praat ook van mense wat swakhede het en wat 'n stryd gehad het. En vanmôre sê ek nie jy mag sonde doen nie, hoor mooi. Ek praat van 'n fout maak. En tog het God hierdie mense nie afgeskryf nie, maar hulle nader geroep en hulle liefgehad. Dit wys vir ons iets wonderliks van God se hart. Hy werk deur gebroke mense. Hoor gou mooi, God werk deur mense. Hy gebruik nie net die wat alles reg doen nie. Hy gebruik ook mense wat afhanklik van God is. Baie keer dink ons foute diskwalifiseer ons van God. Ons voel skuldig oor dinge wat ons gesê het en dinge wat ons besluit het en dinge wat verkeerd was of tye wat ons gefaal het. Maar God se genade is altyd groter. Groter as ons mislukking, groter as ons foute en groter as dit wat ons dalk verkeerd doen. Dit beteken nie, en ek sê dit weer, dat ons mag sonde doen of dat ons sondes nie belangrik is nie. Maar dit beteken dat ons nie sonder hoop is wanneer ons struikel nie. God gee altyd ruimte vir bekering, vir herstel, hoor ook mooi vir 'n nuwe begin. Ons moet onthou dat daar ook ander mense rondom ons is. Hoor mooi, ander mense, ons families, ons huweliksmaat, ons vriende en self mense daar in die kerk. En ons gaan deur hulle teleurgestel word. Hulle gaan foute maak, hulle gaan ook val. Hulle gaan nie altyd optree soos ons verwag nie, maar ons moet besef hoeveel genade God vir ons gehad het en daarom moet ons ook genade met ander mense hê. Die kerk is nie 'n perfekte plek waar perfekte mense bymekaar kom nie. Dis 'n plek waar gebroke mense saam groei onder God se genade. Daarom hoef ons nie voor te gee nie. Ons hoef nie te pretend nie. Ons hoef nie te perfek te wees nie. Ons kan eerlik voor God kom en sê, Here, ek is swak, ek maak foute. Here, ek het U nodig. En jy sê my swakheid, sê die Here, dat sy krag ten volle in werking in ons lewens sal kom. Ek het vanmôre 'n eenvoudige boodskap. My boodskap is, moenie so hard op jouself wees nie. En ek praat nie vanmôre van sondes nie. Ek praat vanmôre van foute wat jy maak. Sjoe, en jy voel vanmôre skuldig. Jy voel vanmôre sleg oor daardie foute. Onthou, jy is net 'n mens. My teksvers vanmôre, 2 Korintiërs 12 vers 9. My genade is vir jou genoeg. Gaan vanmôre hierdie nuwe dag in met die wete dat God se genade is vandag vir jou genoeg. Here, dis nie vir ons as mens lekker om foute te maak nie. Dit voel asof ons mense teleurstel en asof mense nie so baie van ons sal hou as ons iets verkeerd doen nie. Maar ek wil vanmôre bid, Here, dat U genade vanmôre vir ons genoeg sal wees. Amen.